Goeiemôre, Dok Matt wat praat. 'n Baie goeie vriend van my. As ek by hom kuier, dan sê hy altyd vir my, kom kyk my groentetuin. Dan stap ons deur na die groentetuin en dan is hy so trots op die boontjies, die tamaties, selfs komkommer en uie en alles wat snaaks is, wortels, die mooiste verskeidenheid groente, maar so mooi, so goed versorg. Elkeen in 'n ry in, so netjies, alles is mooi omgespit, baie kompos, baie water, mooi nat gelei en die gehalte van groente wat daar uitkom is net ongelooflik. En ek gaan kuier weer op 'n stadium vir hom. En nou bied hy nie aan dat ons gaan kyk na sy groentetuin nie. Nou vra ek vir hom, kom ons gaan kyk na jou groentetuin, kom wys my bietjie. Hy sê vir my, ek is skaam. Ek is skaam om nie my groentetuin te gaan wys. En ek vra hoekom? Hy sê, want ek het die groentetuin laat gaan. Als ek het geplant, maar ek was nie bereid om van hierdie bossies uit te haal nie. Ek het nie die onkruid uitgehaal nie. Ek sê, maar kom wys my. En toe ek daar kom, is die groente wat in die grond is heeltemal oorval met bossies en onkruid. Jy kan amper nie uitmaak wat se tipe groente dit is wat in die grond is nie. En ek besef en ek sê vir myself, ons eie lewens is so. Ons moet seker maak gereeld dat die onkruid verwyder word, dat die bossies uitgetrek word. Daai verkeerde goed in ons lewe, kom ons raak van dit ontslaat dat ons hierdie tuintjie van ons kan skoon hou, hierdie lewe van ons kan rein hou vir die koning. Raak ontslaaf van die goed op 'n daaglikse basis. Kom skoon, wees skoon, sodat die ander mense kan kom en kom kyk na jou groentetuin, dat hulle kom vars groente kry by jou, dat jy vir iets kan gee, dit wat jy by Jesus gekry het. Maak seker, jou tuine is skoon. Herlewingsgroete.